Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer die woord met u kan deel. Ons vertrou dat u elkeen 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vars verkook en nuut opgestaan het, dat u kan sien vir hierdie dag. Ek weet, meeste van ons het maar skete en pyne en daar is uitdagings, daar is finansiële krisisse, daar is sonde waarmee ons worstel, mense, omstandighede, kollegas by die werk en so kan ons die dinge opnoem, verkeer waaraan ons vassit, mense wat hulle wangedra en soveel laste en sorge wat ons dra. Maar mag die blydskap in die Here ook vandag ons beskutting wees. Die Here sê wees in alles dankbaar want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En mag u en ek met 'n dankbare gesindheid leef, omdat ons weet hierdie is ons slegste lewe. Dis die tydelike, dis die verbygaande, dis die sondige en die heerlikheid van die hemel wag vir ons wat aan die Here behoort. Mag ons dan ywerig arbei in die akker van die Meester tot eer van sy naam. Nou vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gelykenis van die saad daar in Markus die 4de hoofstuk. Nou dit is 'n ander gelykenis as die gelykenis van die saaiër. U sal sien dit gaan net oor die saad en dan die oes wat ingesamel word. En kom ons lees en dan probeer ons ook vir u hierdie gelykenis verklaar. Daar staan en hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi en hy gaan slaap en staan op nag en dag en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Want van self bring die aarde vrug voor. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Die vraag is, wat beteken hierdie gelykenis en hoe is hierdie gelykenis van toepassing op ons? En wat kan ons daaruit leer en wat verstaan ons onder hierdie gelykenis? Nou vriende, die gelykenis begin met die gedagte, die koninkryk van God is soos. So nou begin die skrywer vir ons te verduidelik waarmee hy die koninkryk van God vergelyk. En dan praat hy soos 'n man wat die saad in die grond gooi. Nou ons almal ken boerdery en ons almal het al gesien op televisie hoe die mense hedendaags boer en hoe hulle die masjiene gebruik om die saad in die grond te kry. Vroeër jare was dit met die hand gedoen gewees. Die land was geploeg en dan met die hand gesaai. Die hele gedagte wat hier deurkom is, daar moet saad gesaai word. En wat is die toepassing? U en ek, vriende, het die verantwoordelikheid om die saad van die evangelie te saai. Ons het nodig om vir ander te vertel van die Here Jesus Christus. Ons het nie nodig om te praat oor onsself, hoe wonderlik ons is, hoe groot ons sonde was en waarvan die Here ons kon vrymaak het nie. Daar is 'n tyd en 'n plek daarvoor, maar die belangrikste en sentrale punt van die evangelie is om die Here Jesus Christus te verhoog, dat mense na Christus getrek kan word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Hoe moet ons die saad van die woord saai? Ons kan praat oor die Here Jesus Christus wat na hierdie aarde gekom het. Wie is hy? Hy is God wat mens kom word het. Hy het 'n sondelose lewe geleef. Hy het dan 'n eenmalige dood gesterwe sodat sondaars gered kan word. Hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en hy gaan kom ons te kom haal. Eenvoudig, en die Bybel sê in 1 Korintiërs vir ons dat hierdie evangelie is vir die wêreld iets wat dwaas is en dit lyk vir hulle na dwaasheid, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. So die eerste gedagte is die saad wat ons saai is die evangelie aangaande die Here Jesus Christus. 'n Baie mooi opsomming daarvan vind jy in 1 Korintiërs 15 die eerste 3-4 verse. Nou sê die Bybel die tweede gedagte hier in vers 27 en hy gaan slaap en hy staan op nag en dag en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. En vriende, hier is die kosbaarheid van hierdie gelykenis. Ons kan die saad saai, maar die wedergeboorte is die werk van God. Die Here sê vir ons in Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Een ek kan mense evangeliseer, ons kan die evangelie verkondig, ons kan preek, ons kan traktaatjies uitdeel, maar die werk van wedergeboorte is iets wat God in die hart van die mens bewerk. Dis nie iets wat ons self kan bewerk nie. Dis 'n bonatuurlike werk van God in die hart van die mens en dit word sigbaar in hierdie uitroep om genade. Dis wanneer God lewe kom bring, geestelike lewe. En die Bybel sê vir ons vriende dat hierdie wedergeboorte iets besonder is wat na vore kom. Ek dink so aan wat die apostel Paulus sê. Hy sê daar in 1 Korintiërs 3 vers 4 en verder aan. Hy sê, want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan en wie Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Paulus sê ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos hy dan wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei.
Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. En volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek as 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En hierdie fondament is Jesus Christus. Is nie vir die kosbaar nie. Ek saai nie die saad, soos Paulus het gedoen het, soos Apollos het gedoen het, soos Petrus het gedoen het, maar die groei is 'n bonatuurlike werk van God. Die wedergeboorte en dan die geestelike groei en dan die pad wat mense met die Here stap, is iets wat God bewerk in die lewe. Want vers 28 verduidelik dit vir ons, want van self bring die aarde vrug voort. Eers die halm en dan die aard, dan die volle koring in die aard. Die boer kan nie sien wat onder die grond aangaan nie. Hy weet nie hoe die hele proses werk van waar die saad eers moet sterwe om dan vrug te dra nie. Hy weet nie hoe dit werk nie. Al wat hy doen is, hy doen wat God vir hom gesê het om te doen. Hy saai die saad. Hy het die land omgeploeg en hy saai die saad en die Bybel sê in vers 29, en wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. En dis presies wat gaan gebeur aan die einde van tye. Aan die einde van die tye sê die Bybel, sal die Here kom en hy sal die spreekwoordelike sekel insteek en hy sal die regverdiges van die onregverdiges afskei. Die gereddes van die ongereddes, die skape van die bokke soos die Bybel dit vir ons noem. En daarom is die vraag wat ek vanmôre vir onsself moet vra. Is ons getrou om die evangelie van die Here Jesus te verkondig? Daar in Jakobus 5 kom Jakobus en hy verduidelik dit vir ons so pragtig, daar vanaf die 7de vers. Hy sê, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat hy die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Wat wil Jakobus sê? Soos hierdie landbouer wag op die vrug, so moet ek ook wag op die vrug. Ons kan nie wedergeboorte bewerk nie, maar ons kan die saad saai. Ons het 'n verantwoordelikheid, ons het 'n opdrag, ons het 'n taak. God weet wie hy gaan red. Hy ken elkeen by die naam, hy sê ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Elkeen wat weergebore word, is elkeen wat die Here Jesus voor aan die kruis gesterf het en wat gered sal word. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik in Jesaja 53 dat God het aan Christus 'n nakroos beloof, 'n bruid beloof, en daarom sal hy ook red. Ek en jy weet nie wie die ouens is wat gered gaan word nie. Ons weet nie wie die uitverkorenes is nie. Ons weet nie wie die persoon is wat weergebore gaan word nie. Daarom, ons het nie 'n lys ontvang nie, ons het 'n opdrag ontvang. Daarom verkondig ons die evangelie aan elke nasie, taal, volk en stam, tydig en ontydig, in die môre en die middag en die aande, en ons weet dat God op die regte tyd die vrug sal gee, en dat hy op sy tyd die sekel sal insteek, en hy sal die oes afhaal. En sy suksessyfer sal 100% wees aan die einde van die eeue. Jy moet tog nie dat God sit in die hemel en hy hou duim vas dat sondags tog vir hom moet kies nie. Ek hoop nie 'n idee dat God heeltyd in die hemel op en afloop en hy's bekommerd dat mense tog nie sy seun gaan kies nie. Luister, hy het sy seun gestuur vir 'n bepaalde doel, vir 'n bepaalde rede om die uitverkorenes te red. Wie hulle is, weet ek en jy nie. Daarom moet ons die opdrag nakom, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En ons weet op die einde van die dag dat almal nie gered gaan word nie, maar ons weet dat God se bruid gered sal word. Daarom is die vraag wat ek en jy moet beantwoord in hierdie môre is ons getrou aan God se opdrag? Ag, ek wil afsluit met hierdie baie interessante voorbeeld van die man Jeremia. Jeremia het vir 40 jaar gearbei in Israel. En daar was baie min vrug op sy arbeid. Maar vir 40 jaar was hy getrou en het hy die woord van die Here verkondig, het hy gewaarsku, het vermaan, en al het hy teekanting van sy eie familielede gekry, was hy getrou in die werk van die Here. Hy het hierdie saad bly saai. Aan die ander kant kry ons vir Jona. Hy was in 'n mate 'n onwillige profeet, en ons weet mos hoe hy probeer wegvlug het van die aangesig van die Here, en hoe die Here hom na Ninive toe stuur. En daar preek Jona hierdie evangelie, en die Bybel sê dat die hele stad op Jona se prediking gelowig geword het, gered geword het, kinders van God geword het. Dink u dat al hierdie mense op een oomblik die waarheid verstaan het en toe 'n keuse vir die Here gemaak het? Nee, die Here stuur vir Jona, en kom ek lees vir u self wat sê Jona. Jona sê dan in Jona 4, hy sê, toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil.
En hierdie gedagte, vriende, wat na vore kom is, dat die Here het beskik en bepaal om die hele stad Ninive te red, om aan Jona iets te leer. Jona, 'n Jood, iemand wat eintlik hierdie Ninivite gehaat het, omdat hulle vyande was van Israel, het die Here vir hom geleer, my genade is so groot, dat ek 'n hele stad op een dag sal red, omdat ek wil. Nie omdat hulle almal nou ewe skielik alles gesnap het en verstaan het van die evangelie, soos die deursnee kerk vandag sê. Die deursnee kerk maak van Christus 'n dienskneg, wat moet reageer op ons besluite en op ons idees en op ons gebede. Luister vriende, as die Here jou wil red, sal hy jou red. Glo jy vir my? En hoe doen hy dit? Deur die verkondiging van die evangelie, deur die boodskap van redding wat ons spreek, en hy gebruik sy Heilige Gees om ons harte versag. Hy skep geloof in ons harte deur die prediking van die woord, en ons roep uit om genade, en ons kom tot bekering, en ons is deel van God se kudde, en wanneer die sekel ingesteek word, sal ons deel wees van die bruid van Christus, en deel wees van hierdie groot maaltyd wat die Here vir sy bruid gaan voorberei. So kom ons sluit hierdie boodskapie af. Die gelykenis van die saad is eenvoudig, dat ek getrou sal wees om die saad te saai, die evangelie te verkondig. Onthou, die vrug is nie vir my en vir jou nie. Die vrug is op God se tyd, werke en harte. Ons sien dit nie, ons weet nie altyd hoe nie, maar op God se tyd bring hy die vrug na vore, en die Bybel sê, wanneer die sekel ingesteek word, sal die Here 'n 100% suksessyfer hê. Hy sal sy bruid insamel, en daarom wil ek u vra om aktief te deel in die uitbreiding van God se koninkryk deur hierdie evangelie te verkondig. Mag die Here ons ryklik seën. Daar's soveel wat ek nog kan sê hieroor, maar ek vertrou dat u genade sal vind om ook hierdie waarheid te verstaan, te gaan ondersoek in die skrif en dan ook God te verheerlik in u arbeid en diens aan die Here. Seën vir u, mooi dagie verder, tada.